Lukas 2, lees ons hoe keiser Augustus beveel dat daar sensusopname geneem moet word. Josef en Maria van Nazareth, hulle moet Bethlehem toe reis. Maria is swanger en daar is geen plek in die herberg nie. Ons Here Jesus, die verlosser, word in 'n stal gebore en in 'n krib neergelê. Dink hieraan, God kies 'n eenvoudige en nederige begin vir sy seun. In Lukas 2 verskyn 'n engel aan die herders in die veld en sê, moenie bang wees nie, want ek bring julle goeie tyding van groot blydskap. Die engel kondig ons Here Jesus se geboorte aan en 'n menigte engele sing, ere aan God in die hoogste hemele en vrede op aarde. Die herders, eenvoudige werkers, is die eerstes om hierdie nuus te hoor. Vers 16 tot 20 gaan die herders haastig na Bethlehem. Hulle vind Maria, Josef en die baba, ons Here Jesus Christus, en vertel almal wat die engele gesê het. Hulle keer terug, terwyl hulle God loof en prys. Maria bewaar al hierdie dinge in haar hart. Hierdie verhaal nooi ons om soos die herders te reageer, met geloof, met aksie en met lof. Lukas 2 vers 1 tot 20 herinner ons dat ons Here Jesus Christus se geboorte hoop en vrede bring, selfs in die eenvoudigste omstandighede. Lees Lukas 2 vers 10 tot 11 en bid tot die Here en sê hom dankie vir sy seun. Dankie dat U aan my gedink het en dankie dat ons nou in die vreugde van sy koms kan leef.